advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Ons luisteraars. Ja, die Hemelse Vader weet daar bo in die hemel wat aangaan, maar dit is belangrik dat ons hier so op die aarde ook weet wat aangaan. Nou, ons gaan nou voort en ons kyk hoe werk misdaadondersoeke regtig. Want daar is baie keer ook maar wanpersepsies oor dit en mense wat hulle eie siening het van wat die polisie doen hulle werk, die polisie doen nie hulle werk nie. En ja, mense kry bekwame polisiebeamptes en net so kry mense onbekwame polisiebeamptes. Nou, wat is dit wat die polisie moet bewys of ondersoek? Is die groot vraag wat ons moet beantwoord. Eerstens wat die polisie moet doen, die polisie moet ondersoek instel dat daar 'n misdaad gepleeg is. So, die polisie het gedurende hulle opleiding kry hulle ook regsaspekte, maar hulle sit ook met al die nodige wetgewing en hulle moet dan nou ondersoek instel en eerstens kyk, is daar 'n misdryf gepleeg in gevolge wetgewing of die gemeenereg? Die tweede ding is dat die regte persoon geïdentifiseer is wat die misdaad gepleeg het. Want dit kan wees dat iemand ingebreek het by 'n huis, wat beteken dat daar is 'n misdryf gepleeg, daar is toegang gekry sonder toestemming en daar is dan nou items uit die huis uitgesteel. Polisie arresteer vir Koos, maar dit was al die tyd Piet wat in die huis was. So, hulle het die verantwoordelikheid om seker te maak dat hulle die regte persoon identifiseer, nie net Koos en vangbaar prop nie, maar dat hulle seker maak hulle kry vir Piet. En dis hoekom al byvoorbeeld vingerafdrukke geneem word by misdaadtonele. Die derde ding is dat die polisie moet seker maak dat die bewyse wat hulle wel gekry het toelaatbaar is. Dit sluit onder andere in dat toerusting wat gebruik is om byvoorbeeld in te breek by 'n voertuig word op die toneel dan nou reg hanteer en in die nodige bewysstuksakke gesit en daar word foto's geneem en afdrukke geneem dat die persoon aan iemand gearresteer word wel met die inbraak uitrusting geassosieer kan word. En om het seker maak dat daar genoeg bewyse is dat die staat bo redelike twyfel kan bewys dat iemand betrokke was. En dit sluit in dat daar vir getuienis ondervra word en verklaringe geneem word sodat hulle 'n waterdigte saak kan bou. Maar wat is die redes? Want sake wat net soms verdwyn. Eerstens is 'n groot probleem tans 'n beperkte forensiese kapasiteit vir die polisie, soos die ontleding van bloedalkohol, skiet, ballistiese uitslae. Nog 'n rede is dat getuies baie keer verdwyn of onttrek of hulle raak bang om voort te gaan met 'n saak. Nou ja, as jy 'n getuie is vir iets wat gebeur het in Heberdien, maar jy bly in Katoo in die Noord-Kaap en jy was met vakansie gewees en jy het gesien hoe iemand 'n misdryf gepleeg het. Maar so kom die vakansie tot 'n einde en die verdagte moet nou voorkom en jy verdwyn terug na jou huis in Katoo toe en die polisie het nie 'n manier om jou hande te kry nie, dan verdwyn dit soms die saak ook, al is die persoon skuldig. Of 'n saak word teruggetrek. Nog 'n rede hoekom dit baie keer verdwyn sake is omdat dossiere swak saamgestel word en dat die persone wat dan nou dit saamstel nie noodwendig bevoeg genoeg is om dit te doen nie. Die of net eenvoudig nie hulle werk wil doen nie. Nog 'n rede is dat staatsaanklaers word baie keer oorlaai met dossiere en dan kan hulle nie die nodige mas opkom nie. Dan is die ander vraag van die publiek baie keer, maar waarom neem sake dan so duur 2 tot 3 jaar? Dit kan baie keer wees vir alles al forensiese toetse is wat gedoen moet word.
dat dit baie lank neem, as gevolg van beperkte forensiese kapasiteit. Tweedens kan dit wees omdat hofrolle oorlaai is en sake baie keer uitgestel word vir meer as 'n jaar vir verder ondersoek. En dan ook gereelde uitstelversoeke teen regsverteenwoordigers, vir alles mense 'n nuwe regsverteenwoordiger kry, moet hulle eers weer deur alles gaan om seker te maak hy is op datum wat aangaan in die saak en dat hy sy kliënt kan verteenwoordig. Maar wat kan ek en jy doen as Jan publiek? Wat kan ons doen om dit te verbeter en seker te maak dat ons saak wel ondersoek word en tot 'n skuldigbevinding kan lei? Nou die eerste ding wat 'n mens kan doen is, 'n mens moet 'n saak rapporteer en 'n mens kry dan 'n saaknommer, gewoonlik deesdae per SMS. Dit is baie belangrik dat 'n mens daai CAS-nommer of MAS-nommer hou, laat jy weet wat dit is. Stuur opvolgkorrespondensie met die ondersoekbeampte deur middel van e-pos, sodat jy 'n rekord kan bou, want ongelukkig as jy 'n persoon bel, is dit nie 'n rekord wat jy kan voorlê aan die hof nie. Dis hoekom e-pos opvolg baie belangrik is. Maak seker dat jy die ondersoekbeampte se kontakbesonderhede het, dat jy weet wie hy is, plus 'n selfoonnommer. Maak ook 'n dagboek van gesprekke en hou dit by, sodat as iets u byval dat 'n mens dit dan nou kan oordra. Nou wanneer jy 'n misdaadslagoffer was, moenie net goedsmoed sit op sosiale media publiseer nie, want dit kan 'n negatiewe effek hê op die ondersoek. Moenie jou eie speurwerk net doen nie. As jy speurwerk wil doen, dan doen dit saam met die ondersoekbeampte. En, baie belangrik, mens moet seker maak dat jy die nodige regsadvies kry, waar moontlik. Nou luisteraars, ons het nou gehoor, die stelsel het baie foute, maar frustrasies kom uit baie misverstande ook, oor hoe werk hierdie hele aangeleentheid. Nou, dis hoekom dit baie belangrik is dat 'n mens jou regte ken, nie verkeerde aannames maak nie, en laat 'n mens seker maak van jou feite. Nou luisteraars, indien jy gaan vakansie in 'n area, maak seker dat jy weet wat die kontakbesonderhede van 'n plaaslike prokureur sou jy dit benodig. Maak seker dat die regte afgedwing word en dat 'n mens nie op verkeerde voet gevang word en dat 'n mens dalk toegesluit word en jou vakansie so geruïneer word nie. Luisteraars, ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek, slegs hier op Rainbow Gospel Radio. Groete vir my, advokaat Hendrik van